terms of how God's at work or how I've seen God at work on the farm, if I had to reflect back on 7 years back and where it is now, there's been so much happening. It started off being more sort of targeted towards the older people or the sort of the adults. In that, there was sort of this development into perhaps, the best way to provide family care would be to also involve kids. And then this whole thing about a school was born, and that took form over 2 or 3 years. And I think that the thing for me is just the slowness and the beautifulness of this whole thing happening. Nobody knows initially what needs to happen, but God's got his way of getting there. And in the way, so many people's lives have been impacted by that and creating additional opportunities for other people to becoming part of this whole thing. So who knows where this is going to be in another 10 years, and that's what's exciting me. Die belangrikheid van New Day is in die community is dat daar gebeur bemagtiging. Een van die bemagtigings wat gebeur is dat as ons terugkyk oor die laaste 20 jaar of so was dit 20 jaar laas dat daar iemand is wat in matriek was. So oor die laaste 20 jaar en hierdie laaste 2-3 jaar het ons 4 kinders gehad wat matriek kon klaarmaak en almal van hulle kan swat. Hulle is besig om te swat op hierdie stadium, party is amper klaar, ander het nou net begin. En die tweede belangrikheid van New Day is dat ons kan ook volwassenes help om hulle te bemagtig in hulle akademiese ontwikkeling. Hulle pad om daar te kom was regtig baie moeilik want omdat hulle van 'n sekere omgewing en gemeenskap afkom, word hulle nie sommer aanvaar in die normale hoofstroomskole nie. So dit was nog 'n gesukkelende geveg om hulle te kry, maar ons kon help daarmee. So die Essies en Wennas en Kailas en Seatons kon op die einde van die dag in Durban Behoorskool land, waar hulle die geleentheid gekry het om matriek klaar te maak en dat hulle nou kan swat en hulle floreer. Ek sien groot veranderinge in die gemeenskap. Ons kinders is meer gereeld in die skool. Hulle het selfvertroue opgebou deur te weet dat hulle huiswerk is klaar. Want dis die doel van ons om te sorg dat die kinders se huiswerk klaar is. En die punte het drasties gestyg. Ek sien die Here in die plan wat hier gebeur. Ons het onlangs 'n projek gehad oor bottle of hope. Ons aim was om 1000 bottels vol te maak. En dit het vir my persoonlik gevoel dat ons dit nie gaan maak nie. Dat ons eers 500 gaan bymekaar maak nie. Maar aan die einde van die dag het ons meer as 1500 bottels bymekaar gemaak. So dit was net die Here, want ons het gebid. Toe wat vir ons onmoontlik lyk, het ons gebid en die Here gevra om saam met ons hierdie projek aan te pak. So ons het dat was net die hand van die Here. Dit kan ek uit persoonlikheid sê. Hoe ek die Here gesien werk het, is met my kind Kayla. Sy wou baie graag Dumblehoor toe gegaan het, en ons het aansoeke gedoen, en waarvan baie onsuksesvol was. En ek het gewonder, ek sê, Here, maar ek het gebid, en ek vir die Here gevra, Here, nou, hoe nou? En terwyl in die bidproses, nie lang daarna nie, toe hoor sy aanvaar. Weer na matriek, toe wil sy verder gaan studeer. En met die verder studeer, doen ons weer aansoekte, weer onsuksesvol. En ek bly bereid, ek sê, Here, U het vir ons hier gebring om vir ons net die te los nie. En met dit gebeur daar 'n wonderbaarlike werk wat die Here kan doen. En hy maak 'n deur oop by Boland College Fair. En baie kere wat ek sien ook in die gemeenskap is wat hierdie New Day Aftercare doen, is kinders begin meer selfvertroue te hê. En ek dink hierdie naskool, dit doen baie vir hulle selfbeeld ook. En wat vir my baie opgewonde maak, is in die middag, wanneer die kinders uit die skool uitkom, dan kom hulle afgehardloop en dan kom hulle gee hulle vir mense drukkie. En dit laat vir my weer dink om môre weer terug te kom, na toe om hier te kom werk saam met hulle. Want dit is vir my baie lekker. The beauty of seeing how the small kids turn into responsible high school kids and then eventually passing matric and actually going on to tertiary institutions and just seeing how they thrive. The fact that that whole chain of poverty is broken. Their parents are amazing, they're awesome, but they never had that opportunity. And to see that, how these kids had taken that opportunity
and made the most of that, and knowing that it's going to break a cycle of poverty ever and ever and ever, is ridiculously beautiful.